Goed, kom ons praat 'n bietjie oor die krisis tussen Spanje en die Jodestaat. Nou onthou, daar is voorspellinge gemaak dat Spanje in 'n burgeroorlog gaan wegsak, soortgelyk as in die laat 30er jare, en heel moontlik oorhandig gaan word aan 'n kommunistiese regering, en in die proses sal die Spaanse koningshuis heel moontlik weer moet vlug vir hulle lewens. En ek het baie duidelik voorspel, want Vader het vir my mooi gewys, dat die Spaanse koning beleef 'n terreuraanslag, 'n sluipmoordaanslag. En in my droom was dit baie duidelik dat die Mossad en die CIA daar agter sit. So ja, ek glo die Mossad sal dit uitvoer en die CIA sal dit toesmeer, net soos in die geval van JFK. So kom ons kyk vir die redes hoekom die Joodse staat woedend is vir Spanje. In so mate, ek het hier 'n video, waar Netanyahu die Spanjaarde, die Spanje, as 'n vyand van die Jodestaat verklaar het. So, en dit gaan oor die Spanje, wat duidelike ekonomiese aksie begin neem het teen die Jodestaat. Ons weet ook dat hulle die VSA verbied het om hulle lughawens en hulle hawens te gebruik om oorlog te maak teen Iran. So Spanje stel 'n baie goeie voorbeeld vir die wêreld en sê ons is nie bereid om nog oorloë in die Midde-Ooste te ondersteun nie. Ons is baie jammer. Julle gaan ons nie intrek by hierdie oorloë nie. Ons is nie deel van hierdie gemors nie. En ons moet verstaan, Spanje is 'n bastion van die Katolieke Kerk. Hulle in Italië, nog al die jare, die Vatikaan het 'n baie sterk houvas op die Europese politici. En ons sien dan ook in dan die laaste aantal jare, laaste 2 jaar, veral na 7 Oktober 2023, dat die Europese Unie stadig maar seker sy beginselstandpunt teenoor die Joodse staat verander. So weet ons dat 62% in Duitsland, die publiek, beskou die Joodse staat se aksies in Gaza as volksmoord. Publieke opinie het ook geswaai in Brittanje, Frankryk en Spanje, Italië, en hulle simpatiseer baie sterk met die Palestynë versus nou die Joodse staat. Die ding het wêreldwyd sterk geswaai teen Joodse lobbies en die Joodse staat. Die skille is besig van die wêreld se oë af te val. Nou ja, EU-lede, Spanje, Italië, Slovenië is besig om die EU te petisie om die handelsooreenkoms wat die Joodse staat het met die Europese Unie, soos 'n favorable status. Dat hulle produkte op die markte kan verkoop word in Europa, dat dit afgeskaf word. So hulle is besig om die Europese Unie te druk. Daarbij het Spanje 'n totale arms embargo on the sale, purchase and transit of all weapons, ammunition and dual-use technology aan die Joodse staat gestop. Gesê, hulle gaan nie niks van ons gebruik nie. Ons gaan julle nie help met wapens nie, ons gaan julle nie help met ammunisie nie, ons is baie jammer, julle is besig met volksmoord en onwettige oorlog, ons gaan julle nie ondersteun nie. Verder het Spanje in April 2026 deel geword van die ICJ-saak teen die Joodse staat. Nou daar is 'n verskil tussen die ICC en die ICJ. Nou hierdie ICJ vervolg lande vir watter rede ook al, as jy hulle daar gaan aankla en word skuldig bevind, soos in die geval van die Joodse staat, dan word so 'n land skuldig bevind aan, sê maar, oorlogsmisdade, volksmoord, en dan sal die ICJ sekere stappe aanbeveel. Die ICC is 'n hof waar individue vervolg word vir byvoorbeeld oorlogsmisdade. So die Spanje het nou aangesluit by die ICJ-saak. Daai saak wat die ANC gemaak het 'n paar jaar terug, daai saak het gesnowball, verskriklik uitgebrei, en ons het nou die geval waar selfs Spanje onder andere ook aangesluit het in 'n hele klomp ander Europese lande. Die Spaanse hoofstaatsaanklaer het ook begin om sy eie ondersoek te loods na oorlogsmisdade in Gaza, en dan die identifikasie van IDF-lede en Joodse politici, wat dan betrokke sou wees by hierdie oorlogsmisdade.
sodat indien hulle enigstens 'n voet sit op Spaanse grondgebied, dat hulle gearresteer kan geword en vervolg kan word vir oorlogsmisdade. Dit is 'n baie groot stap wat die Spanjaarde hier doen. Hulle het in Mei 2024 die Palestynse staat die erkenning gegee, so hulle is baie vir 'n two-state solution, dan ten minste 'n two-state solution, en ons weet die Joodse staat sal dit nooit toelaat nie, hulle is van plan om al die grondgebied te steel daar. En dan hulle het ook die onwettige besetting van Palestynse grondgebied veroordeel, al hierdie onwettige settelaarsdorpie wat hulle so oprig. Kyk, hulle die settelaars, die Joodse settelaars, hulle word betaal om daar te bly, en dis nie asof hulle noodwendig 'n vreeslike bydrae lewer nie, maar hulle word betaal deur die Amerikaanse belastingbetaler om daar te bly, want Amerika gee biljoene dollars op 'n jaar aan die Joodse staat, sodat hulle hierdie skrikbewind kan voer teen die Palestynë. En so die settelaars dryf hierdie mense uit hulle eiendom uit, hulle brand hulle huise, brand hulle karre, skiet hulle kinders dood, en daar gebeur niks met hulle nie. En dan, hulle dryf hulle van die grond af, dan word hierdie areas dan nou gevat deur die Joodse staat, en dan bou hulle nou daarop nog onwettige settelaarsdorpies. Nou ja, die Jode is, sy betrokkenheid by human rights abuses, war crimes, as hulle jou naam so op het, by Spanje, dat jy 'n war criminal is, besig is met war crimes, dan kan jy nie jou voete sit in Spanje nie. En hulle het twee ouens uitgelig, Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. So, dit is baie duidelik, dat die Spanjaarde het 'n plan. Nou, ek het geluister na daai Spaanse eerste minister, ek dink sy naam is Pedro Sanchez, toe sê hy, ons het nie atoombomme of ammunisie of vloot of so, dat ons militêr die Jode kan stop nie. Ons kan dit nie doen nie, maar ons kan op ander wyse wys dat ons ontevrede is, en ons kan druk toepas op die Europese Unie to terminate the association agreement with Israel, omdat die Jode dan hierdie internasionale wetgewing openlik oortree, en hulle kom niks oor nie, want die VSA is altyd besig om as buffer op te tree tussen die Jode en die res van die wêreld. As jy gaan kyk na optogte in die laaste paar maande in Spanje, massiewe optogte, strate en strate met duisende Spanjaarde wat opryk, om Gaza te ondersteun, om Palestynë te ondersteun, anti-Joodse optogte, jy kry dit nou wêreldwyd, maar veral in Spanje begin dit baie sterk na vore kom, en dit is hoekom ons 'n aanslag gaan sien van die CIA en van die Mossad teen die Spaanse regering, die Spaanse koningshuis en die Spaanse volk. En dis nie meer baie ver nie. So hierdie is baie belangrik, want dit gaan dan ook oor die destabilisasie van Europa. Nou ja, ek plaas hierdie video van Netanyahu, waar jy kan sien hy het 'n total meltdown gekry, omdat die wêreld durf waag om op te staan en hulle uit te wys as die oorlogsmisdadigers wat hulle wel is. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. ישראל לא תשתוק.